Hier is opsomming 8 vir wiskunde graad 6 kwartaal 1 en die onderwerp is breuke. So belangrik vir alle breuke en verduideliking van wat 'n teller en 'n noemer is. As mense breek het, die teller staan altyd bo en die noemer staan altyd onder. En die noemer is die belangrikste gedeelte van 'n breuk. So in die breuk 5/8 is 5 die teller en 8 die noemer. En in breuke, soos 3 verskillende breuke wat ons dit mee kry. Egte breuke of gewone breuke, die teller is kleiner as die noemer. Byvoorbeeld 3/8, 3 is kleiner as 8. Dan kry ons onegte breuke nommer 2. Die teller is groter as die noemer, byvoorbeeld 5/3. Hier is die teller 5 wat groter as 3 is. En 3 is die noemer. En dan by 'n gemengde getal is 'n heel getal en 'n egte breuk saam, byvoorbeeld 3 1/8. Hierdie is baie belangrik. Skryf dit vir jouself neer 'n paar keer en maak seker dat jy die verskille tussen die 3 verskillende breuke ken. Dan by ekwivalente breuke. Ekwivalente breuke is breuke wat verskillende getalle gebruik, maar dieselfde waarde verteenwoordig. En byvoorbeeld 1/2 is gelyk aan 2/4 is gelyk aan 3/6 is gelyk aan 4/8. Byvoorbeeld as ek 'n pizza het en ek sny hom in 4 gedeeltes, kan ek sê as ek 'n halwe pizza eet, kan ek sien ek het 'n half geëet, of ek kan sê ek het 2/4 geëet en hulle is gelyk aan mekaar. Want of ek deel die pizza so in 'n half en ek eet die helfte, so ek eet 1 van 2 stukke wat 'n hele pizza is, of ek kan sê as hy in 4 gedeel is en ek eet 2 van die 4 stukke, is dit ook gelyk aan half. En dis basies ook ekwivalente breuke. En dan hoe kry ons ekwivalente breuke? Daar is 2 hoofmetodes. Metode 1, vermenigvuldig teller en noemer met dieselfde getal. Byvoorbeeld begin met 2/3. En dan sê vermenigvuldig beide teller en noemer met 2. So ons gaan sê 2 maal 2 bo die lyn gee vir ons 4. En dan onder die lyn sê ons 3 maal 2 is 6. In ander woorde, wat ons bo die lyn doen ons onder die lyn. En dan dit beteken dat 2/3 is gelyk aan 4/6. Dan metode 2, deel die teller en noemer deur dieselfde getal, gemeene deler. Byvoorbeeld ons begin met 6/8. Deel beide teller en noemer deur 2. So ons sê 6 gedeel deur 2 is gelyk aan 3. En wat ons bo die lyn doen, moet ons onder die lyn doen. 8 gedeel deur 2 gee vir ons 4. En dit beteken 6/8 is gelyk aan 3/4. Dan kom ons by hoe om onegte breuke na gemengde getalle om te skakel. Daar's 4 stappe. Leer die stappe. Maak seker as jy 'n onegte breuk sien, dat jy hom kan verander na 'n gemengde getal indien hulle so vra in die vraestel. So die eerste stap is deel die teller deur die noemer. Dan word die teller staan bo, die noemer staan onder. So hierso deel 11 gedeel deur 5. Dit gee my 2 heel getalle. Hoe ek by die 2 uitkom, ek sien 5 gaan aan in 11 in 2 keer, 2 hele kere. Ja, dis waar ek die 2 vanaf kry. En ek weet daar bly 1 oor, want 5 maal 2 gee 10. En die res is met ander woorde 1 om 11 te kry. Dus skryf ek my 11/5 is gelyk aan 2/1/5. Hoe om 'n gemengde getal na onegte breuke te verander? Vermenigvuldig die heel getal met die noemer. Met ander woorde, die getalletjie wat vooraan staan, 3, maal ek met die noemer. Dis wat mens hierso sien, 3 maal 7 is gelyk aan 21.
Dan by stap 2 tel die teller by. Met ander woorde, ek het 21 gekry. En as ek kyk hierso met teller se waarde is 2. So as ek plus 2 is 23. Dus skryf ek 23 oor 7. Dit is by stap 3, sê hulle sit dit bo op die noemer. So die antwoord wat jy hierso gekry het, sit jy net op die oorspronklike noemer. Met ander woorde, 32 oor 7 is gelyk aan 23 oor 7. Vergelykbreuke, hier gebruik ons die groter as, kleiner as en is gelyk aan teken om breuke te vergelyk. Onthou die krokodilmetode. Die krokodil se bek is altyd oop na die grootste breuk, want die krokodil wil altyd die grootste een eet. En hoe vergelyk ons breuke? Ons kyk na die grootste noemer tussen die twee breuke en maal dan met die gemeene faktor bo en onder die lyn. Byvoorbeeld, hierso sien ons 2 oor 3 en dan 17 oor 24. Ons wil 24stes met 24stes vergelyk. So wat moet ons met 2 oor 3 doen, sodat die noemer wat onder die lyn is, na 24stes toe verander. Ons sien ons maal met 8. So wat ons onder die lyn doen, moet ons bo die lyn doen. So 3 maal 8 gee vir my 24 en 2 maal 8 gee vir my 16 bo die lyn. En dan kan ons sien watter breuk is die grootste. En dit is heel belangrikste as by breuke kom, die noemers, mens moet kyk dat die noemers altyd dieselfde is, om breuke te kan vergelyk, of op te kan tel en af te kan trek. So met ander woorde, as mens net kyk, om die boonste te verduidelik, 24 is die grootste noemer, so hoe kry ons 2 oor 3, wat se noemer 3 is, na 24, ons maal met 8, en dan wat ons ondermaal, moet ons ook bo die lyn maal. So as 2 maal 8 is 16 en 3 maal 8 gee 24. En nou kan ons dit vergelyk, want ons noemers lyk almal dieselfde. En dit is die heel belangrikste. Ons sien dus dat 16 oor 24 kleiner is as 17 oor 24. Kleiner. So vir oefening 1 is vereenvoudig die volgende breuke. So stop eers die video en doen hierdie somme self en dan gaan ons kyk hoe ons by die antwoorde kom. Hier is oefening 1 se antwoorde. So by A 6 oor 30, hier gebruik ons die grootste gemeene deler en ons sien in hierdie geval dat dit 6 is. En onthou wat ons bo die lyn doen, moet ons onder die lyn doen. So ons sê bo die lyn 6 gedeel deur 6 is gelyk aan die 1 en 30 gedeel deur 6 gee vir ons 5 en dan het ons antwoord en ons breek is in sy eenvoudigste vorm. Dan by B 35 oor 60, so ons kyk wat ons grootste gemeene deler vir albei getalle en ons sien in die geval is dit 5. So ons sê 35 gedeel deur 5 bo die lyn en 60 gedeel deur 5 onder die lyn en dan sien ons dit is 12 en dit is in sy vereenvoudigste vorm. Partykeer is dit moeilik om jou grootste gemeene deler eers te sien, so jy begin gewoonlik met 2 of 3 of 4 die getalle en as mens gedeel het en jy sien, maak ek my antwoord nog verder vereenvoudig deur nog 'n keer te deel bo en onder die lyn totdat jy jou antwoord in sy eenvoudigste vorm is en jy mens geen getalle verder kan deel nie. Byvoorbeeld 7 oor 12, daar is geen gemeene deler vir 7 oor 12 en dit is dus jou antwoord. Dan by C 50 oor 125 en dis wat ek nou net probeer verduidelik het. Kom ons probeer eers om 5 bo en onder die lyn te deel. So ons sê 50 gedeel deur 5 en dan is ons antwoord 10 bo die lyn en dan 125 gedeel deur 5 onder die lyn, dan sien ons antwoord is 25.
Maar dan sien ons, maar hierdie is nog nie in sy eenvoudigste vorm nie. Kom ons probeer weer bo en onder met 5 te deel. Dan sê ons nou weer 10 gedeel deur 5. Geef my 2. En 25 onder die lyn gedeel deur 5. Geef ons 5. En hier is ons antwoord 5. Met ander woorde, 2 oor 5 is ons finale antwoord, want hierdie breek is in sy eenvoudigste vorm en ons kan hom nie verder vereenvoudig nie. Dan D, 12 oor 20, gebruik die grootste gemeene deler bo en onder die lyn, en kom ons probeer eers 2, soos is 12 gedeel deur 2, sien ons antwoord is 6, wat ons bo die lyn doen, moet ons onder die lyn doen, soos hy 20 gedeel deur 2, geef ons 10, 6 oor 2, 6 oor 10, soos. En dan sien ons weer, ons moet met 2 deel, want hierdie is nie in sy eenvoudigste vorm nie. So dan sê ons 6 gedeel deur 2 bo die lyn, en 10 gedeel deur 2 onder die lyn, en dan sien ons dat ons antwoord 3 oor 5 is. Ons kon hierdie som dadelik begin het en te probeer het met 4, want dit is eintlik die grootste gemeene deler wat voorkom. So as ons 12 gedeel deur 4 gehad het bo die lyn, en 20 gedeel deur 4 onder die lyn, so ons sien dat ons antwoord ook 3 oor 5 is. Hoekom mens partykeer dit doen is, want partykeer kan 'n mens nie heel eers die grootste gemeene deler dadelik raak sien nie. Dan oefening 2, is bereken, hierdie is optel en aftrek van breuke. Stop eers die video en probeer self hierdie somme te doen. Dan oefening 2 se antwoorde, A, 1 oor 2 of 'n half plus 2 oor 4. Ons vereenvoudig dit eers, want ons kan nie breuke optel deur as die noemers verskil nie. So, hoe vereenvoudig mens 2 oor 4? Mens gedeel deur 2 bo die lyn en deel 2 onder die lyn, en dan kry ons ook weer 'n half. En mens weet, hierdie is 'n vorm van ekwivalente breuke, en as mens 'n half plus 'n half kry, mens altyd 'n hele. Maar onthou net, so mens sê 1 plus 1 is 2 bo die lyn, en dan onder die lyn is ook 'n 2, en dit is hoe ons by ons antwoord uitkom van 1. Dan by die B, 6 oor 8 minus 1 oor 16. Ons sien ons noemers verskil, hier het ons 'n 8 en hier het ons 'n 16. En ons sien in hierdie geval dat ons grootste gemeene deler 16 is. So, hoe om 6 oor 8 na 16 te verander. So ons maal onder die lyn met 2, en ons moet bo die lyn ook maal met 2. En dit is hoe ons by die antwoord van 12 oor 16 kom, minus 16. En as ons sê 12 minus 1 geef ons 11 oor 16. En ons kan nie dit verder vereenvoudig nie, so hier is ons antwoord 11 oor 16. Dan by C, 5 oor 18 plus 2 oor 9. So ons kry eers ons grootste gemeene deler, want ons wil uitvind hoe ons noemers almal dieselfde kan laat lyk. So ons sien hier het ons 2 oor 9, en hoe kom ons by 18? So ons gaan onder die lyn maal met 2, en ons gaan bo die lyn maal met 2. So doen mense dit. So as ons hierdie maal met 2 bo en onder die lyn, gaan ons kry 4 oor 18, dan is altyd ons noemers hierso dieselfde, en ons kan dan die breuke by mekaar tel. 5 plus 4 bo die lyn geef ons 9, en dan, omdat ons noemers dieselfde is dit 18, maar ons sien, ons kan dit vereenvoudig, van 9 gedeel deur 9 geef ons 1, en 18 gedeel deur 9 geef ons 9, en hier is ons breek in sy vereenvoudigste vorm. Dan by D, 6 oor 11 minus 1 oor 33,
Ons sien dat ons grootste gemene deler is 33. So wat moet 'n mens met 6 oor 11 doen om 11, hierdie 11 wat die noemer is, na 33 toe te verander? So ons sien ons moet bo en onder die lyn maal met 3. So hierso sê ons bo die lyn maal met 3 en onder die lyn maal met 3. En dan kry ons 18 oor 33 minus 1 oor 33. So 18 minus 1 is 17 oor 33. En hier sien ons dat ons dit nie verder kan vereenvoudig nie. So dit is ons antwoord. Volgende is oefening 3. Ons sien ons moet gemengde getalle bymekaar tel. So stop eers hierdie video en kyk of jy die somme self kan doen. En dan onthou net, gaan terug na hoe om 'n gemengde getalle na onegte breuke te verander. So oefening 3 se antwoorde, hulle gee vir ons 7 1 oor 6 plus 2 2 oor 3. So heel eerste stap wat 'n mens doen is, 'n mens verander eers gemengde getal na onegte breuke toe. So as 'n mens hierso 7 1 oor 6 het, mense eers die 7 maal met die noemer wat in hierdie geval 6 is. So 7 maal 6 is 42. Dan sê mense hierdie 42 plus die teller. Hierso hierdie een wat hierbo staan, plus mense dan hierso by en die mens kry 43. So dan sê mense net 43 oor jou oorspronklike noemer wat 6 is. So hierso is jou antwoord. Dat dit 'n onegte breuk is. Dan vir 2 2 oor 3. Mense eers die 2 wat vooraan staan maal met die noemer wat 3 is en mens kry 6. Dan sê mense hierdie 6 plus die 2 wat die teller is. En dan kry jy antwoord 8. En hierdie 8 sit 'n mens net op die oorspronklike noemer wat 3 is. So hier is jou onegte breuk dan. So dan herskryf jy net jou som hierso. As mens hierso kyk, dit is as jy nadat jy jou gemengde getal na 'n onegte breuk verander het, herskryf jy net jou som as volg. Dan sien 'n mens ons moet eers ons grootste gemene deler kry. Dis die volgende stap, want hierso staan 43 oor 6 plus 8 oor 3. En ons kan nie die breuke bymekaar tel nie, want die noemers verskil. So wat gaan ons met 8 oor 3 doen om die noemer dieselfde te kry as 6? So ons maal 8 oor 3 met 2 en bo en onder die lyn. So 8 oor 3, ons maal met 2 bo die lyn. En ons maal met 2 onder die lyn. En dan sien ons breuk is dan 6 oor 16. 16 oor 6, skus. So hierso sien ons nou dat ons noemers dieselfde is en ons kan dan die breuke bymekaar tel. So 43 plus 16 gee vir my 59 oor 6 en ons kan nie verder vereenvoudig nie. Tensy hulle vir jou hierso vra, skryf hierdie onegte breuk as 'n gemengde getal. Dan sal mens sê 59 gedeel deur 6. En dan gebruik jy net jou maaltafels. 59 gedeel deur 6 gee vir my, gaan 9 keer in. En dan as mens kyk wat die mense res is, want as mens gesê het 6 maal 9 gee vir jou 54. So as mens sê 59 minus 54 is 5. So jou finale antwoord hierso gaan wees 9 5 oor 6. Dan by B
Ons sien dat hulle gee vir my 2 1/5 minus 1/3/4. So heel eerste verander jy na jou onegte breuke toe. Hierso sê mens dan die getal wat voor staan, die 2 maal met die noemer wat 5 is. So hierso sê mens 2 maal 5 is gelyk aan 10. Dan sê mens die antwoord wat jy gekry het, hierdie 10 plus 1 en hierdie 1 kom van hierdie teller af. So gelyk aan 11. Dan sê mens hierdie 11 sit mens op die oorspronklike noemer wat 5 is. Hierso oorspronklike noemer is 5. So 11/5 is jou antwoord. Dan doen jy dieselfde vir hierdie ene om sy onegte breek te kry hierso. So dan herskryf jy die som as volg. En dan die volgende stap is moet mens die grootste gemene deler kry want die noemers verskil. 'n Mens kan nie 11/5 minus 7/4 aftrek nie want die noemers verskil. En dan sien mens dat die grootste gemene deler van die noemers is 4 en 5. Van 4 en 5 is 20. So dis vir 11/5 moet jy met 4 maal bo en onder die lyn. En vir 7/4 moet jy met 5 maal bo en onder die lyn. Wat ons hierso doen. Dan kry ons hierdie antwoorde. Dan kan mens sê 44 minus 35 is gelyk aan 9/20. Dis is mens antwoord en mens kan nie verder vereenvoudig nie. Dan vir C, jy het jou gemengde getalle, so verander eers na onegte breuke toe. So jy pas die metode toe. En dan kry mens hierso 61/6 en vir 3 1/3 kry mens my antwoord is 10/3. So dan sê mens die grootste gemene deler is vir die noemers 3 en 6. Moet mens eers kry. Ekskuus, wat ek hier bedoel is, mens met die grootste gemene deler vir die noemers kry en ons het twee noemers wat 3 en 6 is. So ons sien dat ons grootste gemene deler is 6. So maal 10/3 met 2 bo en onder die lyn sodat ons sy noemer ook na 6 toe kan verander. En hierso doen ons dit. En so die 61/6 bly dieselfde, maar ons het nou 10/3 se noemer verander na 6 toe. En hier is ons antwoord. Dan kan ons net sê 61 plus 20 gee vir 81/6. En dan sien mens, maar mens kan hierdie antwoord verder vereenvoudig. So mens deel bo en onder die lyn met 3 en dan sien jy dat jou breek in sy vereenvoudigste vorm is. Dan D, 11 1/8 minus 3 4/5. Mens volg eers hierdie stappe om mense gemengde getal en onegte breuke te verander. So dan is jou antwoord 89/8 en 19/5. En ons sien dat ons grootste gemene deler vir die noemers 8 en 5 is 40. So dan vra ek myself eers, wat moet ek hierso bo en onder die lyn doen om 40 te kry? Ek maal met 5 bo en onder die lyn. En dan vir 19/5, wat moet ek bo en onder die lyn doen om 40 onder by die noemer te kry? Dan kry ek hierdie antwoord. Dan sê ek 445 minus 152 gee my hierdie antwoord. En dan ons kan nie verder vereenvoudig nie, want mens sien hierso 293 het nie verdere faktor nie. Dan oefening 4, rangskik die volgende brekens in stygende orde. Doen eers hierdie somme, die video te stop. En dan kyk ons na die antwoorde. Onthou net stygende orde beteken van klein na groot toe. So oefening 4 se antwoorde. Maak al die noemers dieselfde, want dis alhoewel hoe ons kan sien watter is die kleinste en watter is die grootste breek. En ons doen dit deur die grootste gemene deler te soek, en in hierdie geval is dit 24 vir al die noemers. En onthou net wat jy onder die lyn doen, moet jy bo die lyn doen. So wat ons nou na kyk is, hoe gaan ons 2, 8, 4 en 12 na 24 verander kry, en daardie veelvoude maal ons met bo en onder die lyn. So vir 1/2 moet ons maal met 12 bo en onder die lyn, vir 3/8 moet ons maal met 3 bo en onder die lyn, en dan vir 3/4 moet ons maal met 6 bo en onder die lyn, en vir 7/12 moet ons maal met
2 bo en onder die lyn. Dan skryf ons breuke hierso, en almal is 'n nommer is nou 24 en nou kan ons hulle vergelyk. En dan rangskikkel ons hulle van klein na groot toe. En ek net blou gevat hierso en ons gaan kyk, begin met ons kleinste breuk. Hy's kleinste, dan is hy die tweede kleinste en gaan so aan totdat jy by die grootste en dan kom. En dan hier is jou finale antwoord. Dan vir B, selfde storie, hulle sê 2/3, 5/9, 5/6 en 7/18. So ons sien die grootste gemene deler is 18 vir al die noemers. So hoe verander ons elke breuk dat die noemers 18 is, en dan pas ons net die maal bo en onder die lyn, sodat al ons noemers 18 is. En dan vergelyk ons, dan skik ons hulle van klein na groot toe en die is jou finale antwoord.